Vir ons skriflesing nooi ek julle graag om na Openbaring 14 vers 6 in julle Bybels te blaai en ons lees die eerste boodskap van 'n reeks van 3 engele se boodskappe wat vir ons baie spesiale beteken het. En in vers 6 teken Johannes op onder die inspirering van die Heilige Gees. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Ons lees tot sover en ons vra dat die Here sy woord tot in ewigheid sal seën. Goeiemôre kerkfamilie. Dit is goed om julle te sien weer. Van julle het ek lanklaas gesien, weet van julle het weggetrek en ek sien ou bekende gesigte. Dit is goed om julle te sien en dan sien ek ook 'n klomp gesigte wat ek nie ken. Hoeveel besoekers is hier vanoggend? Baie welkom hier by ons. My naam is Aubrey. Voel tuis hier by ons en voel gemaklik om die Here by ons te aanbid. En ek glo julle het reeds 'n groot seën ontvang en dat julle sal deur sy Gees en deur sy spreking tot julle harte 'n verdere visie sal ontvang hier by ons vandag. Nou die titel van vanoggend se oordeenking is baie eenvoudig en dit is jy bang vir wat kom? Ek wil amper 'n meer spesifieke vraag vra in die konteks van die eerste engel, die tweede en die derde engel se boodskappe, wat 'n baie bepaalde Bybelse profesie is, en ons weet hoe eindig hierdie boodskappe. Dit eindig met die wederkoms. Die een wat hier was, wat weer sal terugkom, die wederkoms. En my vraag is dalk meer spesifiek, is u bang vir die een wat terugkom? In ons genootskap staan ons bekend as Adventiste, en dit beteken eenvoudig dat ons die koms van die Here na uitsien. Daar is sekere Bybelse profeseë wat ons studeer in Daniël, wat die sleutel tot Openbaring is, wat vir ons 'n sekere profetiese uitleg gee. En hierdie eerste engel uit die reeks van 3 is 'n gedeelte wat vir ons baie bekend is. Ek wil dit vanoggend doen, en ek wil na elkeen van die gedeeltes wat hierdie boodskap opmaak, wil ek vir 'n oomblik gaan stil staan. En ek wil hê in die agterkop die vraag vra, wat beteken hierdie Engelse boodskap? En wat aanleiding gegee tot hierdie gedagte was 'n ruk terug. Sit ek in 'n Bybelstudie, en die Bybelstudieleier maak die kommentaar dat hierdie is die boodskap wat ons moet uitdra na ons medebroers en susters toe wat nie die koms van die Here dalk soos wat ons dit ervaar en ons dit interpreteer, dat dit ons boodskap is. En hierdie dring hulle saam bring hierdie boodskap. En hier so links van my sit daar 'n dame, en sy blaai na Openbaring 14 en ons lees die stuk. En die spreker gaan van die onderwerp af, bespreek ander dinge, maar ek sien sy bly lees. En ek ervaar by haar intensheid wat sy lees. Sy kyk nie op nie, sy neem nie aan die gesprek deel nie, sy bly aan lees. En ek sien die frons, en ek ervaar by haar dat sy het vrae rondom hierdie gedeelte. Net soos wat ek ook vrae oor hierdie gedeelte gehad het. En die gedagte ontstaan by my, weet ek regtig wat hierdie gedeelte sê? Ons lees so maklik gedeeltes, veral 'n gedeelte so die wat so gereeld in ons kerk gelees word, bestudeer word.
En ek vra vir myself die een vraag af. Weet ek wat die kern is, wanneer ek die geleentheid het om hierdie op te som in 'n paar minute of in 'n paar sekondes, weet ek waar die kern van hierdie boodskap is. En dis wat ek wil hê, ons moet na saam gaan kyk vanoggend. En dit sê daar, en ek het 'n ander engel in die lug gesien, vlieg. Waar is hierdie engel? Hy's bo in die lug. En hy het gevlieg. En hy het om die aarde gevlieg. En hy bring hier die boodskap. Wat beteken 'n engel? Wat is die doel van 'n engel? 'n Boodskapper. Dit is 'n boodskap wat van God afkom. Is hierdie 'n belangrike boodskap? Natuurlik. Geen engel het in die Bybel, reg deur die Bybel, boodskappe gebring wat nie belangrik was vir die mense wat dit gebring het nie. Met 'n ewige evangelie. Nou soos engel boodskapper beteken, wat beteken die woord evangelie? Goeie nuus. En nou is die vraag, die woordjie voor evangelie, voor die goeie nuus wat hierdie engel bring. Wat sê dit daar? Wat is hierdie evangelie wat hy bring? 'n Ewige evangelie. En wanneer ons na Bybelse profesie gaan kyk, weet ons hierdie engel het in hierdie konteks 'n bepaalde boodskap gebring vir die volk van God. En ons weet histories het hierdie gebeur, maar my vraag vandag is daardie ewige evangelie wat daardie engel gebring het, is dit op toepassing op ons vandag? Wanneer het ewigheid begin? Van lank voor hierdie engel gevlieg het. Tot wanneer gaan hierdie ewigheid aangaan? Dis amper soos daai liedjie sê, vir altyd is 'n lang tyd. 'n Ewige evangelie. Om te verkondig aan die bewoners van die aarde. Vir wie is hierdie boodskap? Die bewoners van die aarde. En wie word uitgesluit uit hierdie boodskap? Nie een nie, want dit sê aan alle nasies en stamme en tale en volke. Wie skryf die boek van Openbaring? Johannes. Waar skryf hy die boek? Die eiland van Patmos. Johannes is baie interessant. En wanneer dit kom by die evangelie, en die verkondiging van die evangelie, moet ons onthou, dit is dieselfde disipel wat saam met Jesus op aarde was. En wanneer ons na die evangelie kyk, en ons praat van die evangelie, en iemand vra vir jou, wat is die goeie nuus? Wat is ons meer gereeld geneig om te doen? Waarna verwys ons? Wat is die goeie nuus? Jesus kom weer. Jesus het vir ons kom sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê. Nou Johannes skryf hierdie, en Johannes kan nie hierdie skryf, en alles wat hy voor dit geskryf het, vergeet van nie. Stem julle daarmee saam? Hy moet tog die dinge wat hy geskryf het, wat in die ander boeke in Johannes, die evangelie van Johannes, die goeie nuus wat Johannes gebring het in Johannes, en dan ook in die briewe wat hy geskryf het, dit moet tog harmoniseer daarmee. En hy doen iets baie interessant, en hy sê, dis sy ewige evangelie, dis asof hy wil hê onder inspirasie van die Gees, en onthou, die Bybel is nie gedikteer nie, dit het nooit gesê, God het vir mense die spesifieke, identiese woorde gegee wat die mens gespreek het, dit is geïnspireer, die Gees het hulle geïnspireer om hierdie neer te pen. Dan doen hy iets interessant, hy sê, in die boek van Johannes, in die evangelie van Johannes, in Johannes 1 vers 1, hoe begin Johannes 1 vers 1? Hy sê, in die begin van wat? Van die aarde soos, dit in die boek van Genesis opgeteken is, en dan sê hy, in die begin, was die woord, en is dit in julle Bybels ook so dat die woord in hoofletter is? In die begin was die woord in hoofletters. Nou wie verwys dit? En die woord was by God, en die woord was God.
Hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. In die begin was God. In die begin, sê hy, Jesus was by God. En wat het hulle gedoen? Hulle het geskep. In die begin van Genesis begin die Bybel hoe? In die begin het God. Die boek van Openbaring begin hoe? In die eerste gedeelte van die eerste vers. Wat skryf Johannes wat hy begin skryf het? Hierdie is die openbaring van Jesus Christus. Alles wat hy daarna geskryf het, is in die konteks van Jesus, die openbaring van sy karakter. Wat het Jesus kom openbaar? Ons gaan 'n paar teksverse daaroor lees. Maar wanneer hy verwys na Jesus en na God, die Vader, die Seun, dan verwys hy ook terug na die boek van Genesis. En hy sê in die begin was God. En hy sê hierdie boek van Openbaring gaan oor God. En dit gaan oor die openbaring van Jesus. En dit is 'n konsekwentheid wat hy het, want hy begin sy boek in Johannes, begin hy ook. En hy sê, in die begin was die woord. Het julle enige onduidelikheid oor wie Johannes verwys het, na wanneer hy hierdie geskryf het? En waarna hy verwys? Want hy sê, dis 'n ewige evangelie. So na wie toe verwys hy as hy praat van die ewige evangelie en na die goeie nuus? Hy verwys na God, hy verwys na Jesus wat gekom het, wat geskep het aan die begin, en hulle is een. Hy maak dit baie duidelik deur die boek van Johannes en sê, maar wanneer jy my gesien het, skryf hy oor hoe Jesus dit vertel. En hy sê, hoekom bly julle my vra, wanneer gaan ek die Vader aan julle openbaar, want as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek en my Vader is een. Maar ek hoor mense sê, wanneer Jesus terugkom, sien ek uit daarna. Maar wanneer ek dink daarna dat die almagtige God van die aarde terugkom, en die hele heelal, dan is daar al twyfel in my gemoed. Ons gaan aan in Openbaring 14, en ons kyk verder wat sê die engel. En hy, die engel, het met 'n groot stem gesê, met ander woorde, in hierdie periode van die tyd, moes daar die boodskap beklemtoon en herbeklemtoon word. Hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Nou weet nie van julle nie, maar 'n paar jaar terug het ek in hierdie gemeente gesit. Dit was nog in die ou gebou gewees. Ek het ingekom, en my vrou het ingekom in die gemeente, want daar was sekere dinge wat hierdie genootskap geleer het oor God, wat my gehelp het met vrese wat ek oor God gehad het. Ek onthou baie pertinent, ek was nog jonk, en ek het die een aand wakker geword in angssweet, want die hele konsep oor hel wat in ewigheid duur, en 'n God wat my gaan pynig, vir die kort periode wat ek op aarde is, het vir my nie sin gemaak nie. Dit het my so vreesbevange gehad, dat ek nagmerries gehad het vir 'n periode daarna. Dit was vir my goeie nuus, om te hoor, dat hierdie genootskap, het 'n ander siening, 'n Bybelse siening, 'n siening wat in harmonie is met die hele Bybel, oor hoe God is, hoe hy gekom openbaar geword het, deur die Seun, deur Jesus Christus. En dan raak ek gemaklik met hoe God se karakter ontwikkel in die Bybel, en ek leer meer, en ek studeer meer, en ek vra die Heilige Gees om my te help met hierdie konsep. En baie keer wanneer ons na die Bybelse profeseë verwys, en hoe dinge gaan uitspeel aan die tyd van einde, soos wat dit in die Bybel opgeteken het, met ander woorde, dit is waar, wonder ek, soos wat ek wonder 'n paar jaar terug, selfs na ek meer geleer het oor God, na ek meer geleer het, dat hy nie is soos hy uitgemaak word daar buite nie. En ek het nog steeds 'n twyfel in my gemoed gehad. En dan kom ek by 'n vers soos die wat sê, vrees God.
en gee hom heerlikheid. En dan kom daar partykeer onwillekeurig daai vraag by my op. Maar verstaan jy dit reg? Verstaan jy wat Johannes probeer sê? Verstaan jy wat God vir jou probeer sê wanneer hy sê vrees God en gee hom heerlikheid? Nou julle is bekend met die terme oksimoron, want dis amper wat Johannes hier skryf, is dit nie? Vrees hom en gee hom heerlikheid. Heerlikheid is tog iets wat ons met vrymoedigheid doen. Wanneer jy in 'n heerlike samesyn met iemand is, of jy het 'n heerlike gesprek, of jy is besig met 'n heerlike, dis tog iets wat met blydskap gepoort gaan is, nie? En is dit nie tog waar hy begin, waar hy sê, dis 'n ewige goeie nuus nie? Waar pas die woord vrees dan daar tussenin? En wanneer jy na die woord gaan kyk, en wat dit beteken, en jy gebruik jou Strong's Concordance, en enige konkordansie wat jy die woorde kan gaan kyk, dan kom jy agter, daar is woorde wat jy kan in plaas daarvan gaan vervang. Maar dit is die woord hoe dit vertaal is. En ek dink dit help ons baie keer om iets te lees, en ek vind dit baie in Paulus se briewe wat hy iets sê, en ek moet dit dan 10 keer lees om te gaan probeer verstaan wat hy sê, nie dat daar fout is met die woorde wat hy gebruik het nie, maar wat is dit wat Paulus probeer kommunikeer? Net soos dit is dit wat Johannes hier probeer kommunikeer om te sê, vrees God en gee hom heerlikheid. En hoe gee jy hom heerlikheid as jy hom vrees? En miskien moet jy dieper gaan kyk oor wat sê die Bybel oor die vrees van God. Was dit nie Salomo wat gesê het? Die begin van alle wysheid begin by die vrees van God. Hê ontzag vir God, want hy is 'n ontzagwekkende God. Wanneer jy hom beskou in sy totaliteit, kan ons breine nie om dit kom nie. Hy is groot, dis soos 'n muur wat in die voet van 'n olifant vasloop. En wat kan daardie muur erskou of ervaar? Kan hy die hele totaliteit van daai olifant besef as hy 'n muur is? Nou ons God is aansienlik groter as hoe daai muur die olifant ervaar. Maar wanneer daardie olifant beweeg, want die olifant weet nie van die muur nie, wil ek vandag sê, God weet van ons. En ons gaan nou verder kyk in die Engelse boodskap, hoekom ek dit sê en hoekom ek dit weet en hoekom ek dit glo. Maar wanneer daardie olifant sy voet neersit, hoe dink julle klink dit vir daardie muur? En dink julle wanneer die muur opkyk na die olifant, het hy ontzag vir hom of hy is dalk bang vir hom? Maar dink jy wanneer jy vir daai muur vra om heerlikheid te gee aan daardie olifant? Net soos wat God vir ons vra om heerlikheid aan hom te gee, hoekom sal hy dit van ons vra? Want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see, die waterfonteine gemaak het. Die uur van sy oordeel het gekom. En ek wil julle nooi om Johannes te blaai na die hoofstuk van vers 5 toe, en ek wil hê ons met 'n paar verse gaan lees wat deel met die konsep van oordeel. Want dit is hierdie punt waar ek bang geraak het vir God. En hoekom het ek bang geraak? Hoekom is ek bang dat God my gaan oordeel? En wat beteken die Afrikaanse woord van oordeel? Beteken oordeel eenvoudig, ek deel op. Aan hierdie kant het ons hierdie mense wat hier sit, dan verdeel ons hierdie vertrek en ons sê hier is 'n ander groep mense. Is dit wat God gaan doen wanneer hy kom om te oordeel? Is dit 'n arbitrære verdeling? Soos wat ek 'n boksie Smarties vat en ek sit op die tafel en ek deel dit op tussen ons tweeling. Is dit hoe God met ons gaan wandel en handel in die oordeel? Is daar ander maniere hoe mense die woord oordeel ook kan interpreteer? Het ons al die woord gebruik of die fraas gebruik, lê ons goeie oordeel aan die dag? Verander dit die konteks van hoe ek die woord gebruik? Wanneer u na 'n geneesheer toe gaan en sê ek is siek, ek het 'n toestand en ek wil hê die dokter, die geneeskundige moet my help daarmee. Is jy bang vir daardie dokter se oordeel? Wanneer die dokter jou oordeel, wanneer jy inloop en jou neus loop en jy hoes, oordeel hy jou dat jy siek is? Kyk hy na jou en hy oordeel jou simptome? En gaan dit jou enigstens help na jy gaan sit en jy bespreek hierdie simptome met die dokter? En hy skryf vir jou medikasie voor om jou te help
om die simptome te adresseer of hopelik die oorsaak van hierdie simptome, vrees jy daardie oordeel, wat hy sê, maar jy is siek. Om die waarheid te sê, ons het bloedtoetse nou laat doen, en jy is baie siek. Jou CRP-telling is oor die 300, jy het 'n infeksie of jy daar's ernstige inflammasie in jou lyf. Jou lyf het hulp nodig. Want dit is maniere hoe ons hierdie kan sien. Wat het Jesus en wat het Johannes opgeteken? In vers 24 van hoofstuk 5 sê dit, voorwaar, voorwaar. Wanneer moet ons luister in die Bybel? Altyd. Wanneer moet ons ekstra luister in die Bybel? Wanneer woorde of name herhaal word. Wanneer Jesus sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Is dit goeie nuus? Vers 36 sê hy verder, maar ek het 'n groter getuienis as die een van Johannes, wat hierdie boek geskryf het, om dit te volbring, die werke wat self getuig wat ek doen, en getuig van my, dat die Vader my gestuur het. En in vers 28, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer hulle almal wat in die grafte sy stem sal hoor, wanneer hy terugkom, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. In hoofstuk 12, vers 31 van dieselfde boek, kry ons bietjie meer inligting. Vers 31 sê het, nou, en Jesus wat hier praat, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Wie is die owerste van die wêreld? Die duiwel, Satan, die teenstander. Wat sê Jesus? Die oordeel van hierdie wêreld kom nou. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Wat is die gebeurtenis wat Jesus hierna verwys? En ek, in 'n hoofletter, as ek van hierdie aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Wanneer sê Jesus, wanneer is die oordeel van Satan? Wanneer sal dit duidelik word, dat hierdie teenstander wat teen God werk, wat teen Jesus werk, wanneer sal sy karakter ten volle ontdood word? Op die kruis, by die kruis. En wat word so duidelik vir die wêreld, dat wanneer die wêreld dit sien, en ons na hierdie gebeurtenis verwys as die evangelie, amper partykeer in die plek van die evangelie praat ons van die kruis, die werk wat Jesus daar gedoen het. Wanneer hy verhoog word, wanneer hy op die kruis is, sal almal na hom toe trek. Wanneer ons sien en ons besef wat hy vir ons gedoen het, sal dit na hom toe trek. Vers 47 van hoofstuk van Johannes 12. En as iemand na my woorde luister en my nie glo nie, ek oordeel hom nie. Want ek het nie gekom om hierdie wêreld te oordeel nie, maar om hierdie wêreld te red. Wat is die hoofdoel van Jesus se koms? Is dit die oordeel? Is dit om mense op te skei en te sê, julle gaan saam en julle gaan agterbly? Nee, dit is om daardie redding tot 'n volëinding te bring. Wat is die bekendste vers in die Bybel? Een van die bekendstes. Johannes, ook in Johannes 3 vers 16. Want dit sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun sal stuur, sodat, hoor julle die engele boodskap heen? Niemand verlore mag gaan nie, maar almal die ewige lewe kan hê. Kan julle vir my na julle Bybel toe blaai daar asseblief? Want ek wil hê ons moet die vers 17 ook na gaan kyk, want ons mis hom so baie, want hierdie is so groot vers in 16. In vers 17 sê dit, want God het sy seun in die wêreld gestuur. Hoekom sê hy?
nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Is dit goeie nuus, julle? Is dit fantastiese nuus? Is dit nuus wat ons gewig kan agterin sit en sê, wanneer ek iemand vertel waaroor die 3 engele boodskap gaan, mag ons nie soos Johannes, of nie soos Johannes nie, soos wat hy vir ons uitlig, dit begin by God, dit het nog altyd by God begin, dit gaan in die ewigheid oor God gaan, en hy het gekom om ons te help, om 'n ander lig te sien, dat wanneer hy gaan terugkom, en selfs wanneer toe hy sy seun gestuur het, om as 'n baba gebore te word, sodat ons in daardie voetspore kan gaan, en sy perfekte voorbeeld kan volg, en sy leringe wat hy geleer het, om dit te volg, en hom te volg waar hy nou is, en waar hy sal terugkom, sodat ons in die ewigheid saam met hom kan tyd spandeer, en saam met mekaar. Die ander gedeelte wat uitstaan in Openbaring 14 aan die einde, en aanbid hom. Hoekom hom aanbid? Hy het wat gedoen? Hy het geskep. Aanbid hom, want hy het die hemel en die aarde en die waterfontein en die see, het hy geskep. Nou moenie hierdie punt mis nie. Ek wil teruggaan na die begin van Genesis toe, en na die begin van Johannes toe, wat sê, in die begin was God. Johannes bevestig en hy sê, in die begin was Jesus, die Jesus wat kom sterf het aan die kruis, die Jesus wat bereid was om uit die hemeltroonkamer te kom, en as 'n papgebore baba hier in 'n krib, bid jou aan, die een wat op die troon van die hemel sit, word in 'n krib gebore, wat bereid is om daardeur te gaan. Hoekom? Dat wanneer hy eendag opgeref word in daai kruis, dat almal kan sien, waaroor gaan dit werklik, dat die onsigbare krag wat God het, en tot sy beskikking is, dat hy nie daai krag sal gebruik om jou uit te wis nie, maar daardie krag wat hierdie aarde en alles in die hele heelal tot stand gebring het, dat hy dit sal verruil en op sy sit, en sê, ek sal toelaat dat mense my in 'n kruis vasspyker, sodat ek vir hulle kan wys, hoe ver my liefde vir hulle sal gaan, dat ek bereid is om te sterf, eerder as om daardie krag waartoe ek toegang het, te gebruik, en julle net so uit te wis. En let op in Genesis 1, wanneer oor die skepingsgebeurtenis gepraat word, dag 1, 2, 3, 4, 5, wat gebeur? Groot energie, massiewe energie, word gebruik om wat te doen? Om te skep. En terloops, soveel mense het al ooit vir God sien skep? Het Adam hom gesien skep? En toe die Here vir Eva uit Adam, is dit nie mooi nie, uit deel van hom skep. Was Adam wakker? Kan julle self indink, hoe moet dit wees om eendag vir God, hierdie aarde wat gaan verwoes word, in hierdie toneelstukke wat ons lees, waarvoor ons partykeer bekommerd raak en bang oor raak in die toekoms, moenie vergeet nie, daardie God wat bereid was om jou te sterf, is nog steeds die God wat vandag by ons is. En gaan dit nie wonderlik wees om in sy sy te staan, en aan jou geliefdes, en selfs die wat jy nie nou mee oor die weg kom nie, maar om te dink, dat ons almal vir God gaan sien, om dag 1, 2, 3, 4 en 5, en dan kom dag 6, en wat doen God? Hoe het hy geskep? Hoe het hy hierdie groot berge, hierdie aarde, hierdie fonteine, hoe het hy dit geskep? Hy het dit gespreek, die woord. Hy het 'n woord gespreek, hy het 'n frase gespreek, en dit het ontstaan. So aansienlik is sy krag, en dis daarom Johannes sê, wanneer jy dit besef, dan sal jy hom aanbid. En in dag 6, wat doen God? Hy skep wat? Hy skep wie? Hy skep die mens. En hoe het hy dit gedoen, julle? Het hy gespreek, of het hy afgekom na hierdie aarde, en hy het stof, klei, met water gemeng, en dan wat doen hy? Hy doen dit met sy hande. En hoe het hierdie stuk klei, hierdie stuk grond lewend geword? Hy het sy lewe
in Adam ingeblaas. Waar dink julle was sy gesig gewees, toe hy daai asem in sy gesig geblaas het? En hierdie man word lewend. Nie as gevolg van die materie nie, maar as gevolg van die lewe wat God gee aan hom. Is dit nie goeie nuus nie? Is dit nie die goeie nuus dat daardie God, wat bereid was om hom in sy hande te skep, dis hy wat eersdags op die wolke gaan terugkom. En ons liggame wat so kranklik en so seer en vol probleme, en ek weet die is van julle wat met lewensgevaarlike siektes mee sit, en groot ongemak en selfs baie pyn het. Is dit nie wonderlik om te dink hy gaan ons herskep dan nie? Dieselfde God. Moenie daardie punt mis nie. Dieselfde God wat met Moses gegaan het. Moses die moordenaar. Nee? Moses wat sy meer verloor het, selfs na die 40 jaar, toe hy met hierdie volk moes deel. Daar dieselfde God wat sy hand gevat het. En terloops, waar is Moses vandag? Een van die min karakters wat ons baie pertinent lees, as dit nie Moses en Elia wat by die berg van verheerliking saam met Jesus verskyn het nie. Het Moses dit geweet op daardie stadium waar hy gaan opeindig? Dink julle Moses was bang vir die wederkoms? Die mense wat saam met Moses was, het hulle geweet waar Moses gaan opeindig? Nee. Hoeveel van hulle is deur die rivier? 'n Joshua en 'n Caleb. Wat het hulle anders gemaak? Toe hulle met probleme gekonfronteer was in hulle lewens, en hulle is deel van daai verspieters, en hulle kyk na Kanaan en sê, hierdie is nie die massiewe reëse. Wat het Joshua en Caleb gesê? Geen probleem nie. Hierdie God wat ons dien, wat ons uit Egipte land uitgelei het, dis nie 'n probleem vir hom nie. Hy het gesê, dis die weg. Ons gaan daarin volg, want ons vertrou hom. Hoe dink julle het Ester gevoel toe sy in daai koning se vertrek moes inloop? En sy het geweet wat dit beteken. Op wie sy vertrou? Op God. Elia. Selfs toe hy twyfel gehad het en hy daar by Krit gaan sit het by die spruit en alles droog op. Na hy groot wonderwerke gesien het, net soos die volk groot wonderwerke gesien het. Maar die dag toe hulle daar by Sinaï se voet van die berg staan en God spreek, het hulle almal God se stem dieselfde gehoor? Is daar van hulle wat gesê het, hoor julle daai donder weer? En Moses hoor wat? Hy het 'n ander stem gehoor. Hy was duidelik, dit was God se stem. Ons lees in die boek Exodus, God praat met Moses soos met 'n vriend. Dink julle was onduidelikheid oor sy verhouding wat hy met God gehad het? En selfs al sou hy nie hemel toe gegaan het voor die Here terugkom nie. Dink julle hy twyfel gehad en was hy bang vir die God wat terugkom? Dis ironies dat die woord vrees in die eerste Engelse boodskap is. Want elke keer wat ek in die Bybel lees, wanneer 'n engel aan iemand verskyn, wat is die eerste woorde wat die engel sê? Hierdie boodskappers oor tyd. Moenie bang wees nie. So die woord vrees wat daar is ek geneig om te sê, dis meer die een wat beteken, hê ontzag van God, want hy het hierdie massiewe energie gebruik om te skep, maar dis die God wat jou met sy hande geformeer het. Dieselfde God van Adam is die een wat jou liggaam gaan herbou. Dis daardie God wat ons heerlikheid het en aanbid hom. En dan op dag 7 gebeur wat? Die Here rus. Die almagtige God, die wat nog altyd daar is, die wat altyd daar sal wees. Hoeveel energie dink julle het dit vir God gevat om al hierdie heelal te skep? Dit het baie energie geopenbaar. Maar dink julle dit het van God se energie gebruik dat hy moeg?
En hy skep hierdie rusdag, hy rus van sy werke. Hy sê amper kan jy dit in 3 dele sien. In die eerste 5 dae gaan skep ek met groot mag en mening. Dis 'n groot vertoon van God se skepingskrag, van sy vermoë om uit niks uit, ex nihilo, dit bestaan nie. Ons kan goed gaan bou uit bestaande materie. God skep dit uit niks, skep hy dinge. Hy vorm hierdie aarde. En dan skep hy die mens met sy hande. Is dit nie mooi nie? En dan op dag 7, dan rus God. Nie omdat hy moeg was nie. En dink julle nou Adam en Eva wat die dag voor dit gemaak is, dink julle hulle was moeg? Onthou julle hoe oud het hierdie mense geword? En hoekom het hulle so oud geword? Want hulle het die skepingskrag van God, hulle het die vitaliteit, die lewenskrag het hulle in hulle gehad. Hierdie mense het energie gehad. Hulle is ons onder die tafel ingewerk het, sonder dat hulle gesweet het. Hulle was nie moeg nie, maar God sê ek rus, ek skep hierdie dag vir ons. Nie dat hy nie op ander dae met hulle gepraat het nie, hy sê hy kom van die heel af en hy kom wandel saam met hulle. Wanneer het vrees ingekom? Toe hulle gesondig het en toe God weer afkom daardie dag, toe hulle gaan wegkruip, en die eerste keer is dit opgeteken in die boek van Genesis, hulle was bang. Wat het verander? En ek vra vir u vandag, hoe sien ons vir God wanneer hy terugkom? Is ons bang vir hom? Of is ons opgewonde dat hy terugkom? Gaan bestudeer weer hoe hy dit dinge gedoen het. Dieselfde God wat met sy hande geskep het vir Adam en Eva, is dieselfde God wat gaan terugkom, wat weer ons liggame gaan opbou. En ons hoef nie vir hom bang te wees nie. En aanbid hom wat die hemel en die aarde gemaak het. Ek wil afsluit, en miskien ook net 'n gedeelte onderstreep, wat ons partykeer mis wanneer ons oor die 7de dag praat. Hierdie Sabbatdag wat die Here vir ons gegee het. In die boek Eksodus 20, vers 5, dan praat dit oor hierdie dag. En dit sê, onthou hierdie dag, gedenk hierdie dag. Hoekom? Want God het geskep. Hy het alles gemaak in hierdie periode voor dit, en toe het hy gerus. Hy het gerus van sy werke, van hierdie dinge wat soveel energie gevat het, om tot ontstaan te bring. Hy het die mense skep, en toe rus hy saam met hulle. Nie omdat hulle moeg was nie, ja, ons raak moeg. Die 7de dag is 'n dag wat ons kan rus van die werke van die week, en om weer onsself te herinner, ons hoef nie bang te wees vir die God nie, om tyd te spandeer met hom en met mekaar. Maar in Deuteronomium is daar 'n klein variasie. In Deuteronomium 5, wanneer die wet herhaal word, dan sê God daar is 'n ander rede hoekom hy hierdie 7de dag gegee het. En dit is die goeie nuus wat Johannes herhaal in terme van die eerste engel. Blaai vir my na Deuteronomium 5 toe. Dis in vers 16. Miskien dalk in vers 14 en om seker te maak, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En dan sê dit jy mag geen werk daar doen nie. In vers 15 sê, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God het jou daarvan uitgelei. Is daar 'n ander rede behalwe die skepping wat die eerste engel onderstreep oor waarom ons hierdie spesiale dag herdenk? En ons onthou dit. Dis dieselfde goeie nuus as 'n God wat van sy troon afkom, as 'n baba gebore word, hierdie lewe as 'n mens, vir ons 'n perfekte voorbeeld wys hoe om met sy God, met sy Vader om te gaan, hoe om 'n verhouding met God te hê. En hy probeer hierdie verhouding, hy vir sy disippels leer en almal rondom hom. Hy is die perfekte voorbeeld. En daardie God is bereid om te sterf. Sodat wanneer in Johannes 15 sê, groter liefde bestaan daar
as een wat bereid is om sy lewe af te lê vir die ander een. Gaan lees dit weer julle, herdenk dit in hierdie spesiale dag, want hy is die God wat geskep het, en hy is die een wat ons uit ons Egipte land uitruk. En die rede hoekom ek hier staan vandag, en so passievol met julle wil praat oor hierdie karakter van die God, wat eers daar gaan terugkeer. Ek het my eie Egipte land gehad, ons is uit ons eie Egipte land uit, en in ons donkerste ure was dit hierdie God, hierdie einste Jesus, wat ons hand gevat het, en ons uit ons eie Egipte land uit gelei het. En selfs toe ek nog bekommernisse gehad het, en bang was dat al hierdie dinge gaan gebeur, en hierdie wêreld gaan verval, en lees dit gaan rof graag, was ek bang, dat wanneer hy terugkom, gaan ek nie waardig geag wees. En hy gaan die verdeling doen, en ek gaan in die verkeerde kant daarvan hom, en ek het die punt gemis, dat ek het hom toe vertrou, en as ek nou terugkyk, sien ek al hoe meer en meer, en ek hoor ek al hoe meer en meer hoe hy met my praat en werk, en hy sê, Aubrey, jy kan dit nie uit jou eie doen nie, jy is reg, vertrou op my, en dan kan jy my vertrou op waar jy gaan opeindig ook, want jou vertroue is in my, die een wat jou toestand en jou toekoms kan verander. En soos daar vroeër vandag gesê het, hy sê, kyk, ek staan by jou hartsdeur en ek klop, die einste God, wat gaan terugkeer, een van die dae. En as jy bekommerd is daaroor vandag, hoor wat hy vir jou vra, maak jou hartsdeur oop, want God sê, ek gaan dit nie oopbreek nie. Die een wat dit kan oopbreek, want hy is almagtig. Hy sê, daardie is die lyn wat ek nie gaan oorkruis nie, want ek het respek vir jou, en ek soek nie robotte nie, ek soek mense wat oortuig is van my liefde, my lewegewende krag wat ek met alles kan skep, wil ek herskep in jou hart, ek wil hê jy moet my op die regte manier sien, en almal kyk op na Jesus wanneer hy gekruisig is, en vergeet partykeer, daar was 'n lewe wat hy gelei het voor dit. En wanneer die engel sê, vrees God en gee hom heerlikheid, die laaste vers wat ek graag wil lees, is weer uit die boek Johannes, vers 17. En in Johannes 17 vers 3, sê Jesus weer, en dit is die ewige lewe. Wie wil die ewige lewe hê? Julle hoef nie julle hande op te steek nie. Maar as dit jou begeerte is om saam met daardie God wat Adam geskep het met sy hande, wat gekom het om te sterf, hier sê hier is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die enige, waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Daar is geen onduidelikheid in Johannes se kop wanneer hy skryf oor die eerste engel, waarna hierdie ewige evangelie verwys nie. Dit verwys na hierdie God, die waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. En hoor mooi hoe die verheerliking hier so uitkom, waarna verwys word, waarna hy terugverwys wanneer hy praat in Openbaring 14. En ek, Jesus wat hier praat, het U verheerlik op aarde. Die werk wat U vir my gegee het om te doen, het ek volbring. Nou julle het my hier al voorheen sê, dit was nie net aan die kruis, toe Jesus opgehuis is aan daai kruis, of aan daai kruis vasgenaal is. Johannes 19 sê dit is volbring. Daar is iets spesifiek wat aan die kruis volbring is. Hy het die dood gesterf wat in my sou toegekom het, as hy dit nie gedoen het nie. Hy het dit namens ons gedoen, die God van die heelal, wat net eenvoudig die aarde en die mense en alles kon oorskep, en niemand sou daarvan geweet het, miskien dalk die engele, hy kon hulle ook, hy kon daai geheue uit hulle wegvat het, maar hy sou nie dan meer God gewees het nie, en hy kan nie teen sy eie karakter praat nie. En wat is dit wat Jesus sê, hy in hierdie instansie, in hierdie konteks, wat het hy volbring? In vers 6 sê dit, ek het U naam geopenbaar aan die mense. Wat het Jesus kom openbaar? Selfs voor die kruis, hy het die karakter van God, sy naam het hy kom openbaar. Hy het kom wys
vir ons dat God is ons aanbidding waardig. Ons gee vir hom heerlikheid wanneer ons hom aanbid, nie net een keer 'n week nie, maar ook elke dag wanneer ons handel en wandel met mense, en wanneer ons handel en wandel met hom, net soos Jesus vir ons kom wys het, die werk wat hy kom doen het op daardie stadium, het hy klaar gemaak. Hy het op daardie punt vir mense kom wys, hoe om 'n perfekte verhouding met God te hê, en hoe om ander mense in te lei in daardie verhouding. En hy het dit bevestig aan die kruis. Hy het die dood wat ons toegekom het, het hy gesterf, en hy het nie daar gestop nie. Die evangelie, die goeie nuus gaan verder. Hy het uit die doodheid opgestaan, en hy het verhuis, en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom eendag, om ons terug te neem na hom toe. En dit is die goeie nuus, julle. Die punt wat Johannes maak, wat ek glo,